Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. 'n noodgedwonge besluit in boerdery is nie iets wat enige boer wil neem nie. Inteendeel, 'n boer probeer sy beste om ten alle tye volle beheer te hê van alles wat op sy plaas aangaan. Wanneer ergere droogtes Noordwes getref het in die 1980s, moes Manie de Pre die besluit neem om sy boerdery te diversifiseer met onder andere hoenders. Vandag bou sy seun Herman voort op die sukses van die hoenderboerdery. Die 2022 jong boer van die jaar gesels met my oor die tegnologie wat hulle in die boerdery gebruik, wat hoenderboere in Suid-Afrika by boere in ander lande kan leer, en hoekom dit belangrik is om jouself met suksesvolle mense te omring. Ten spyte van die sukses van die hoenderafdeling, weet Herman dat mens nie al jou eiers in een mandjie kan laai nie, so hy boer ook steeds met beeste en mielies. Lekker leer en lekker luister. Herman, dankie vir jou tyd. Ek sien baie uit om met jou te gesels, want jy het nou weer 'n, ek wil sê, ander tipe boerdery wat nou nie die mainstream is nie, maar dankie vir jou tyd, lekker om hier te wees. Ja, dankie Jock. Welkom, Sean. Dankie. So vertel ons 'n bietjie, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het? Ja, ons kom uit 'n hele boerdery familie uit. My oupa het geboer, my pa se kant van my ma se kant. En ja, my pa het ook geboer. En ek het van kleins af al liefde gehad daarvoor. Dink dis ons maar in enige bedryf, so ou moet doen waarvoor jy lief is. Jy weet, ek dink baie mense net om terug te val plaas toe, omdat jy nie eintlik iets anders wil doen of kan doen nie, gaan jy nie 'n sukses maak of nie. 'n Mens moet lus wees om op Sondagmiddag deur die wonderhokke te kom staan en foute te soek. So ja, ek is maar gebore op Lichtenburg. Hier skool gegaan, laerskool en hoërskool Lichtenburg. En na die tyd het ek my pa aangesluit by die familieboerdery. En van daar af het ons maar net aangegaan. Sê vir my, net om vinnig stil te staan, is dit die uitsondering op die reël dat ouens terug gaan plaas toe omdat hy moet? Of ek wil sê, of is dit meer 'n probleem as nie? Ek dink die boerdery het so verander die laaste ruk, dat dit is nie meer, jy moet bietjie kennis hê. Ek moes gelukkig 'n klompie kursusse doen en myself verryk, want jy moet weet van 'n begroting. Jy moet jou beplanning moet jy reg doen. Dis nie net enige ou kan meer, dink ek, om net op die plaas te ontvestig. Yes. So ek dink jy moet jouself ryk as jy nou nie gaan studeer het of iets nie, maar ek dink nie dis regtig meer almal toe met so 'n plaas toe, my pappa op plaas te nou doen nie. Dis 'n baie, ek wil sê, 'n dinamieke omgewing, so baie veranderlik is in vergelyking met die verlede. Dit is baie waar wat jy sê, want die goed so, hierdie elke seisoen is anders. Jy moet jou beplanning heeltemal doen. Dan sit pryse, dan sit droogtes, dan sit voëlgriep, dan ewen net jou hoendersiklus 'n verskil van siklus tot siklus. En dan moet jy baie aanpasbaar wees in landbou om betyds planne te maak. Sê, jy het nou gepraat van kursusse. So wat is daar as jy nou, ek wil amper vra, hoe leer jy? Hoe het jy wat is daai go-to? Is dit YouTube, is dit podcast, tydskrifte, so wat is jou verkose manier van leer? Jy sien, daar's soveel maniere. Die Facebook is natuurlik en YouTube. Dit is natuurlik 'n groot goed. Volg jy ons in oorsee, of is dit maar plaaslike? Watter lande? So shows wat uitstaan. Ek hou verskriklik baie van die Amerikaanse manier van graanboere en die Peers se hoenderboermetodes. So elke land het ietsie daaraan om te leer. Ek was laas jaar in Nederland gewees, by 'n skou, bietjie nuwe tegnologie gesien, gekyk om dit in jou eie besigheid te implementeer. In Nederland byvoorbeeld het hulle hoenders, hulle noem dit multi-aging. So is groot en klein, dan vat hulle die warm lug, want die hoender produseer 1 watt hitte. Ja. Dan vat hulle daai warm lug, hulle suiwer dit en hulle pomp dit by die klein op na die klein hoender toe, of na die klein kuikentjies toe. Ja. Sonder om steenkool te brand en goed so. En amper sê liggaamshitte. Ja, wat hulle opvat. Goed. So die tegnologie daar buite. En ek bedoel, ewen ons eie koöperasie is al SAFAX kursusse om te doen. Ons boekhou kursusse wat 'n mens kan doen. So
om buite te leer, om van buite af te leer, daar's baie maniere, internet, mense in die dorp. Hou jouself op met wenners, hou op met suksesvolle mense, en leer so ook, by jou boereverenigings, die inligtingsdae, waar die mense aanbied, daar's baie inligtingsdae. By ons Is dit nog waardevol, of is die helfte van dit 'n sales pitch? Nee, ek dink regtig baie van die goed is. So ons verstaan, hulle moet die waarde bring. By ons slagpaal het ons eenmaal in 2 maande, het ons 'n inligtingsdag. Dan sal ons 'n spesialist kry wat oor biosekuriteit kan praat, of ouens wat oor ligprogramme kan praat, of dan gaan jy sien toe, en jy stuur jou bestuurders sien toe, en jy leer. So daar's regtig baie inligting en baie kennis daar buite. Ek dink Suid-Afrika is een van die lande met die beste boere wat daar is in die wêreld. As jy vat wat ons moet koop sonder 'n regering wat ons nie regtig help nie. Ons moet ons eie paai skraap. Ons moet ons eie krag opwek. So veediefstal eenhede bestaan nie meer regtig nie. Ons sukkel om die mense in jare te kry. Ons plaaswerkers, hier's nie ambulansdienste meer en sit dit verskille nie. Jy is eintlik half heeltemal op jou eie en jy moet dit maak werk. Ja. En ons gaan die ligte afsit, hier so ons gaan nêrens nie. Werk gaan nêrens nie. So, maar dit is sleg, jy weet, dat niemand ooit jou pad vir jou skraap. Of as jou beeste gesteel word, dat jy brandstof het ingegooi vir die veediefstal eenheid, want hulle kom jou, sê dit nie nou diesel om terug te kom in die dorp. Ja, ek dink Herman, jy weet wat vir altyd interessant is, weet julle ouens moet met, en ek dink baie die meeste Suid-Afrikaanse besighede, as jy 'n entrepreneur is of jou eie besigheid het en so aan, jy weet, ons skouers moet baie swaarder gewigte kan dra, en daarom is ons skouers sterker, en ek sê ons mental game is sterker, so ek beskou ons as van die beste besigheidsmense in die wêreld, omdat ons nie net op besigheid kan fokus nie, ons moet op 10 ander goed hier aan die kant, ook met dit ek wil sê deal. Ek wil net terugkom na, dit is baie interessant die van Nederland, so is in terme van hoenders, wil ek sê, is die Nederlanders, is dit best in class? Ek weet, jy het nou gepraat van met die hoendergriep wat hulle van Brasilia moes hoenders invoer, so waar is daai go-to experts in term van wanneer het by hoender kom? Ja, ek weet nie, die tegnologie in veral Nederland, maar Europa op hoenders, ons toerusting in slagpale kom van Nederland af, en onder andere, die sagte ware wat ons in hoenderhokke gebruik, die toerusting kom ook van Nederland af. Ons is nou, ons hoendertoerusting binne in die hof self kom van Israel af, 'n plastiekmaatskappy, Plason. So, ja, die Europeërs dink ek het regtig iets om ons te leer, die Amerikaners het ons iets om te leer, en natuurlik ons vriende in Brasilia, wat so baie hulle hoenders die by ons aflaai, damp, ons sê, baie kopseer, maar even daar kan jy iets uit hulle leer, hulle is die grootste in die wêreld, Brasilia. Hulle is my baie stelle, ek dink hulle is vir my 'n Suid-Afrika wat Portugees praat. Dis basies so. Net 'n groter Suid-Afrika wat Portugees. Suid-Afrika, jy weet hulle kry sit in baie reën. Hulle doen 2 miljoen per jaar. My pa was daar om hier strope ou, daar plante ou. Ja, dit is die hoeveelheid kos wat hulle in daai land produseer, graan en vleis en hoenders, is ongelooflik. En jy het gepraat van die Amerikaners, jy sê jy kyk YouTube vir al Amerikaanse, maar die ouens wat die beste doen in die wêreld, met opbrengsgewyse, kom uit Amerika. So jy kan copy en paste. Ja, jy sê dat dit by die konteks is. Jy kan baie raad by hulle vat, hulle het ongelukkig het hulle nou sneeu. Ja, as hy sneeu smelt, begin hulle op 'n vol profiel. Reënval gewys met ons en hulle is basies dieselfde. Maar as jou lande vol vog is, en jy kry net ook reën, dis hoekom hulle sulke geweldige goeie opbrengs kry. Sien. Maar jy kan kyk en neer by hulle, outomatiseer. Daar mense doen dit self. My suster bly in Chicago. Jy weet, hulle doen hulle eie was goed en klein machine robotjie wat hulle huis uitgeweer in oggende in skoolgewassers en so die tegnologie daarso is net baie nice om dit in die eie besigheid op toe te pas. So kom ons gesels 'n bietjie oor die besigheid. Hoe lyk, wat doen julle? En ek wil sê wat's lekker en wat's nie lekker nie. Ja, as dit nou reën, dan sal jy sê dis lekker. Dis lekker. Maar julle, ons het nou gepraat oor die ekstremiteite van dit. Ja, dit reën baie koel. Dit is 'n baie moeilike seisoen.
Ag weer eens met tegnologie, hulle het dit voorspel. So jy het geweet wat kom. Ons het geweet wat kom, hulle is nie altyd reg nie, maar hulle gee vir jou altyd. Wie gebruik jy? Wie kyk julle daarvan? Santam gebruik nogal baie, omdat hulle so in oesversekering is. Okay, so hulle wakker weet. Ja, het hulle nogal mense en weer ouens en goed wat met die mense praat en so. Ja, wat's lekker en wat's nie lekker nie? Ek dink alles is lekker. Alles is nie altyd lekker nie, maar alles is oor die algemeen lekker. Ek's 'n saai, bees en hoorboer. Mis is my grootste skakel in my besigheid, en dan my saaier en my beeste. En ek geniet almal eweveel. Die mis is ontsettend vinnig. So ons doen amper 8 siklusse 'n jaar. Ja, so elke siklus is anderster. Altyd met sy eie uitdagings, winter, somer, hittegolwe. So, en dan die saaiery ook natuurlik. Wat gaan jy plant? Hoe kom jy dit plant? Hoe lyk die mark vorentoe? Ja. Hoe lyk die wêreldreserwes daarop? Gaan dit 'n verkiesingsjaar wees hierdie jaar? Ek dink daar's 32 lande in die wêreld wat verkiesings het. Ek dink is verskriklik, nee, as jy dink hierdie wat. En hoe gaan die ekonomie beïnvloed? Hoe beïnvloed die oorlog ons in Rusland en nou in wat Oekraïne, ja. Rusland, Oekraïne en dan die Gaza-strook. Natuurlik met Israel, ja. Met Israel ook. Jy weet dit, daai gaan het 'n ontsettende groot effek op 'n simpel boer in Suid-Afrika. Dit maak 'n verskil. Boere op toerusting wat moet ingevoer word, nou is daai kanaal, hulle gebruik nie meer daai kanaal nie, want daar's te veel seeroors daar. Nou moet die goed hier om Suid-Afrika toe, of fabrieke is gebom. Dit beïnvloed halwe in Rusland ys toe, dan beïnvloed dit ons koringprys. Ons is so so die Engelse woord vulnerable vir enigiets wat in die wêreld gebruik. As Amerika nie stry ons griep. Ja. Dit is ongelukkig soos dit is. En jy nou 'n baie belangrike ding gesê van omring jouself met suksesvolle mense, of wat is daai, ek moet sê jy is die gemiddeld van die 5 ouens naaste aan jou, nee, en dan van so daai waar gaan julle nou, jy het nou Santam as 'n voorbeeld genoem met daar van goeie inligting. Hoe sit julle manne bymekaar? Praat julle oor die tendense? Hoe kom jy tot daai besluit van wat volgende moet gebeur? Jy bel 'n klomp mense en op die einde van die dag moet jy my uitlaat tot volg. Maar dis wat ek bedoel van suksesvolle mense. Ek weet om snobisties klink of iets te sê, maar dit is lekker om met suksesvolle mense kontak te hê. En jy weet 'n boerevereniging, jy weet hoe jy suksesvol, jy sien hoe opreik hy. Hoe lyk sy lande, hoe lyk sy persoonlike lewe, hou jou op met sulke mense wat jy kan ophelp en besigheidsidees meer ruil. So, dit is maar deel die manne nog maklik. Die manne deel. Ja, die manne deel. Maar reg, almal spook met kennis, veral in ons hemelsituasie, wat ons nou 'n klompie aandeelhouers is wat almal drie boerderye, ons het saam die slagpale. En ons het WhatsApp-groepe en inligtingsgroepe in ons hemel. En dan vir ons tegniese adviseur byvoorbeeld sê, Priesie, beste boer vir die musikus gewees. En dit het hy aandag gegee en dit het hy bietjie verander. So hy het daai resep. Ja, hy sê, nie jongens 2 ure slaap, net slaap 4 ure. Argument so taal, en ons probeer dit. Ja. So die ouens deel, en ek dink dit is belangrik om, as jy nie deel is van daai leerskool, dit is die ding. Jy kan nie op jou eie eilandjie wees en nou plant ons medies en dan gaat ons dan nie verstaan. Jy moet weet wat aangaan. Ja, ek sal sê, niemand is slimmer as die kamer. Dis so. Kom ons praat 'n bietjie oor die hoenderboerdery. Verduidelik 'n bietjie wat daar aan die gang is. Ek wil julle, soos jy sê, dit nou tot 'n slagpaal saam se vertel waar het alles begin en kleer daai bietjie in asseblief. In 2002 het my pa en 'n klompie ander hoenderboere in die omgewing die slagpale gekoop by Hengel Chickens. En dit was hulle uitgetrek. Wat was hoe daai geleentheid? Die vorige eienaars het insolvent gegaan. Okay. So ons wou altyd ons eie hoenderslagpale gehad het, want dan jy bietjie meer sê oor jou eie goed. As jy kontrak groei as iemand anders, besluit hy wanneer slag jy. Yes. Wat se kyk en kwaliteit kry jy, wat se prys kry jy? Baie meer pressure. Baie meer pressure. So ons het in 2002 dit begin. En ja, ek moet sê van daar af, ons het 'n paar bumps gehad, 'n paar rowwe bumps, 2015, 16 met droogte, was baie erg.
Aan die begin van die jaar ons onvermoë van ons regering om vir ons stabiele krag te gee het 'n groot effek. Ek het 40.000 hoenders verloor laas jaar. Ja. As gevolg van Eskom. Ja. En dit is baie sleg om so te boer, maar en hulle het baie goed gedoen. Ons is trots om te sê ons slag nou 120.000 hoenders 'n dag. Ja. En aan die einde van die jaar ons gaan 'n bietjie 'n paar fyn veranderings maak in die abattoir self en dan gaan ons 150.000 slag aan die einde van die jaar. Die projek het al begin. Ons het laas jaar 'n nuwe voermeule gebou. Baie trots om dit self ook te sê. Een van die beste tegnologiese voermeulens ter wêreld. Wow. Ook baie toerusting wat ingevoer is. Nederlanders word gemonitor daaruit, die masjiene se kapasiteit. Ons kan 12.000 ton voer 'n maand doen. Ja. Baie goeie tegnologie en die produk wat ons aflaai wat ons gebruik in die hoender is fantasties. Die tyd, die bulkwaliteit, die groei van die hoenders. So ons het wie bou daai resep van die voer? Ons het voedingskundiges wat ons gebruik. So dis weer eens julle resep wat julle aan mekaar slaan en so. Hulle sê vir ons, kom ons doen dit, kom ons doen dit. Hoor jy volfruit soja byvoorbeeld nou baie duur of skaars word, dan moet ons sonnemolekoek gebruik. Ja. So ons het formuleerders wat daai vir ons doen. Maar ja, toe het ons helemaal begin en ons het, dink ons het 12.000 hoenders aan eerste dag geslag. Yes. En ons het aangegaan en uitgebrei en aangegaan. Wat is, as jy nou terugkyk, wat was daai, vir daai moeilike jaar, wat is die grootste uitdagings van 'n slagpaal? Waarvoor moet jy wakker wees? Die invoering het 'n groot effek op ons. Jy moet meer dan... Dus ek wil sê, afteer hy throughput, dit is dan weer die produktiwiteit. Jy moet meer dan met 'n land wat vol subsidies is, wat belastingvoordele kry en hulle hoenders, hulle kom laai en checkers raak af en dan is dit goedkoper as wat die slagpaal my per kilogram moet betaal. Dit is baie kan nie. Baie moeilik om mee te doen. En natuurlik is dit nie altyd so nie, maar daai jaar as dit so 'n droë jaar is, styg jou mielieprys en dan styg jou voerprys. So dan is jou insetkoste geweldig hoog. Is dit as jy nou moet, ek sou sê 2 of 3 dinge wat die grootste impak het is voer, dan van die koste, is dit die groot. Voer is 70% van ons uitgawes. Ek sien. Ja, en elektrisiteit, wat is die tweede grootste? Elektrisiteit is, dan sit jou kuikens, en dan steenkool en krag. Ja. Elektrisiteit het 'n geweldige groot uitgawe geword die laaste ruk. Nou Eskom rekening minder krag op die plaas het, hoor is my rekening wat. En nou gaan die pryse weer op, dink ek 12-13%. So son, baie van ons aandeelhouers het al son gedoen op hulle plase. Dis definitief een van my projekte wat ek volgende doen. Bietjie van die grid afkom. Ons brand soveel diesel en jy het net om voor te wys op die einde van die dag. Dis net water wat ek spot nie. Ek sê by ons het ons 'n besigheid, ek maak die engine garage om die draaieryk met load shedding. Ja. Al die diesel wat ons daar goed. Ja, maar dit het 'n geweldige effek, soos jy nou sê, bijvoorbeeld op jouself. Dit vat geld uit die allemaal op straat uit. Daar ou koop net dood en vinnig nie meer 2 keer 'n week nie, of nie meer nie, en hy gaan dalk iets anders koop. Hy het nie daai besteedbare inkomste vir die mense word minder. Dus die oomblik as rentekoerse opgaan, sien ons dit in voedselverkoop. Onmiddellik. Ja. So ek wil 'n bietjie stil staan by die kom ons fokus bietjie op om by die supermarkte te werk. Weer ek sê daai tipiese retailers, vertel so met wie hulle werk en dan sê wat is die uitdagings daar en dan wil ek dit vergelyk met jou informele mark wat party ons nou weer direk waar die middelman uitgesny is. So weet hoe sien jy daai twee wêrelde? Is daar plek vir beide? Sien jy hybrid in die toekoms of ek wil sê as jy volumes wil skuif, is dit nou maar net die supermark en dis dit? Ek weet nie, ek dink daar is geleenthede definitief vir buite. Ons het 'n goeie verkoopspan by Engel wat mense gaan sien, Treps, die Food Lovers en die Bitfoods en die Mega Chicks en daai groot ouens. Belangrik om met hulle goeie verhoudings te hê, dink ek. Om kontak te bly by hulle en om op te hoor wat wil hulle hê. Jy weet, wat se tipe produkte, hoe groot. Want hulle oor is op die grond wanneer dit by die verbruiker nou. Ja, jy kan bijvoorbeeld nie vir Fanatics soek 'n spesifieke
Sluishoender, groot hoender. Jy kan nie vir hom te groot of te klein gee nie, want hy het 'n spek wat hy in sy restaurante verkoop. So hulle soos bijvoorbeeld met Kentucky. So daar's ontsettende klomp verskillende faktore in die mark wat elke ou wil hê. En hoe net vinnig daar stil te staan, hoe moeilik is dit om dit reg te kry? Ek bedoel, hoender is nou nie jy weet... Jacques, as jy voer reg geformuleer is en jy het normale toestande, dan kan jy hom redelik... So jy weet wat gaan gebeur? Jy kan hom spot ontslaan. Okay. Daar is partykeer faktore wat nie buite jou beweer is nie, soos 'n breek by die slagpale of kabeldiefstal. Gelukkig het ons nou alles onder kragopwekkers, so dit plaas nie meer by die slagpale nie. Maar die oomblik as daai slagpale byvoorbeeld staan, dan word jou hoenders ouer, groter. Dan moet jy daai hoender gaan verkoop, en daai kliënt wil nie daai groot hoender hê byvoorbeeld nie. Dan moet jy planne maak. Is dit, so daar's nou 'n spek komponent, soos jy nog sê, met KFC, maar wat is die probleem met 'n te groot hoender? Weet jy wat, veral die huisvrou op straat, sy 3 of 4 of 5, 6 mense in 'n huis wat sy voor moet kos gee. So as jy 'n produk vat soos IQF, boutjies, tydjies, jy wil nie 4 sulke groot stuk hoender in 'n pakkie. Jy soet 7 of 8 stukkies hoender in 'n toetjie. Dis daai gerief. Ja, dis wat die vrou wil hê. Sy wil nie 4 stukkies van die verpakking sy koop. Ek sien, nou jy kan opsny en te keer. Ja, so ou moet luister wat die mark op buite wil hê. En jy moet maar probeer kyk vir verskillende inkomstegroepe. Ja. Baie nice restaurantgroepe wat hoë waarde produkte vat, onder borsies en goeders. En dan sit ons ook met laagwaarde, soos kop en pote, vet en vel, mala, daai tipe goeders wat na die laer inkomstegroepe toe gaan. Kan nie glo, even net as die Mopani wurms vrek in Noord-Transvaal, kom ons het agter by ons. Ja. Ons verkoop meer kop en pote en afvalprodukte. Kan jy glo? Ja, dit het effek op ons. So nou die Mopani wurm is gratis proteïene. Ja, ons kom het reg agter. Hey, magtig. So alles het maar effek. Ja. Jy moet jou kop op die grond hou, of jou oor op die grond hou en luister en kyk vir die mark aangaan. En soos ek sê, is lekker om te mingle met mense. Weet jy te hoor, wat soek hulle, wat doen jy, hoekom doen jy dit so? Hoekom het jy dit nie so gedoen nie? So. Is daai in terme van daai wat ons al hoe meer begin sien, so ek sê om terug te kom na die supermark het sy plek, sy funksie, sy voordele. Daai waar die plaas nader aan die huishouding beweeg, of het sy die lokasie, is dit 'n ding wat gaan spoed optel? Hoe sien julle dit? Ek weet nie, ek dink die supermark het nog so 'n plek. Dis 'n one-stop shop, né? Jy drop al by die DC en nou, jy hoef nie te worry om dit by 1 miljoen mense te kry. Nee, dit is so. En natuurlik die partykeer is hulle ons vyande ook. Want hulle sal... As 'n invoerder. Hulle sal ons invoer. Ja. Hulle sal eintlik hulle hoender teen partykeer, noem byvoorbeeld, kosprys verkoop of iemand teen 'n verlies. Voete in die deur te kry. Skryf voete in die deur, en dan gaan hy, want hy weet, daai ou kom Woensdag kom hy, of hy gaan 'n tandepasta koop, so dit tipe goeders, en dan gaan hy sy geld maak. Walmart in Amerika is van altyd op, of meisies, sties meisies in Amerika. Ja. Hulle geef jou specials, en dan kan jy het koop, daar by hulle, kom ons sê kry 15% afslag, maar jy mag het nie vat nie. Jy moet het los. Dan kan jy het Saterdag of Sondag kom haal. Maar dis voete wat dan kan ek weet, dan kom papa saam, dis naweek, sussie kom saam, daai en soek 'n onderbroek, daai en soek 'n swembroek. So, jy kry absoluut 'n markingstegnologie, net om my voete weer in die winkel te trek. Jy het nou net vir my verduidelik wat ek nooit verstaan het nie. Ek het in 2012 in Texas en 'n meisies toe sa hierdie nice hemde, en ek koop en die ou sê, gee nou vir jou, ek dink dit was 25% afslag, maar jy kan dit nie nou vat nie, en dis nie my probleem nie, ek het terugkom, ek het nooit besef wat doen het, tot jy nou by my verduidelik en eintlik wat terug in die winkel het, weer terug in die winkel het, dis interessant. En obviously het hulle statistiek en hulle som oor en oor gemaak, ja, so dat hulle 50% afslag gee, hulle gaan hom terugmaak, ja, dis baie interessant. Hoorie, in terme van die vennootskap, jy weet, ek wil sê julle kou op wat julle het, wat die slagpale
Uitdagings daarso is dit, ek wil sê, wat se dinge moet manne wakker voor wees as jy in so vennootskap gaan en ek sê, wat is die uitdagings, wat is die... Tussen die aandeelhouers dink ek, moet altyd wederhuis respek hê. Ons is 11 aandeelhouers en dan sal 4 direkteure. Ek dink ja, so ou moet respek hê, jy moet nie altyd... So dit gaan nie net oor daai kontrak nie. Nee, daar's 'n mensweeskomponent. En almal se kloppe werk anders en jy moet na ander ou se standpunt en luister. Kom sê 'n voorbeeld oor jy wil ons na die voermere bou. Nee, dit nie ons moet. Kom ons bou eerder nog 'n slagpaal. Jy weet, daai besigheid om 10 ouens op dieselfde bladsy te kry en te hou, dink ek is partykeer uitdagend. Het julle al, ek wil sê, wat is daai stalemate gehad? En hoe breek julle dit waar dit nou 50-50 is, argumentsmetaal? Ja. Of jy sê met 2 harde gat ouens, hoe kom dit dan? Dit gaan maar om meerderheid stem. So dis nou maar so, demokrasie. Op 'n stemmery. Maar ons almal is boere. Jy weet so, daar waar 'n streweling of 'n fighters, as ek dit so kan noem, meningsverskil. Soort hou dit na die tyd uit, of speel 'n dolfin. Ja. So ons kom daarom al 20 jaar, en ek dink ons gaan het baie groter gaan, ons is baie opgewonde oor ons toekomsplanne. So, in terme van uitdagings, ja, jy moet ander ouens sien en insien en het respekteer, al dink ek nie altyd soos jy nie. Ons is 'n klomp nuwe generasie jonger mense by Hemel wat inkom, pa's seuns kom en ek is die jongste van die oudstes, maar die oudstes van die jongstes. Ek weet nooit waar om te sit, is so braai of daar sit of daar sit. Maar ja, so daar is jou uitdagings, ons arbeid by die abattoir kan partykeer, vakbonde in Suid-Afrika maak, in die arbeidswetgewing maak die land verskriklik seer. Ek dink dit is 'n groot rol in werkloosheid, almal probeer mekaniseer, minder arbeid maak. Die wil die probleem oplos, is nie met mense wil werk, nie so in jou kop seer nie. Minimumlone en die hoeveelheid regte wat die mense het, is net, dit maak dit baie moeilik. Jy dink regtig 3 keer voor jy pos skep. Ja. Jy sny hom liewer. So daar's uitdagings. Dit is een van die maniere waarop jy produktiwiteit nou voor. Ja. Want van 2005, jy het nou, ek wil sê, masjiene doen die werk. Ons het hier so klein hongerhokkies wat 16,000 hongerse kom en daar's 'n arbeider wat daar werk. En ek het nou die laaste paar jaar wit omgewingsbeheerde hongerhokke gebou wat 56,000 hongerse en daar werk ook net een. Sure. So 56,000 onder 16 sal arbeid. Ja. So jy probeer reg jou arbeid minder maak. Selfs met die lande, jou produktiwiteit, groter trekkers, werk in die nag, probeer ekstra produktiwiteit kry. Ja. En dit is baie maklik om te doen as jy die tegnologie het. Tegnologie maak het, ek onthou toe ek 'n kind was, so 7:30 eers in die planttyd en die plant en die oomblik as daai son onder is, kan nie meer daai merker sien nie, en dan stop jy. Ja. Nou GPS en autosteers en jou hele planter word gemonitor in 'n cab en jy kan 24 uur 'n dag plant as jy wil. Omdat as iets fout gaan met die planter, gaan die rekenaar het vir jou vertel. Ons hongerhokke word gemonitor deur ons telefone. Ons kan al sien wat daar aangaan. So die tegnologie in die landbou is, toe my pa begin hongersboer het hom 48 dae gevat om 1,8 kg hoender te kry. 48 dae. Ja. Nou doen ons 1,9 kg op 32 dae. Ja. En 25, 28 jaar ongelooflik. Tegnologie het verskriklik. Die tegnologie in die landbou is vinnigste groeiende tegnologie. Het is ons in 'n, ek wil sê, wat hou Suid-Afrika, ek neem maar daar's 'n koste en 'n wisselkoerskomponent, maar as jy nou weer terug te kom na die Nederlanders toe byvoorbeeld, is julle met wat julle hier doen aanpaar met hulle? Ek wil sê is dit maklik en vinnig om die nuutste tegnologie te implementeer, of is daar 'n kostekomponent? Kostes, dit is geweldig duur om die tegnologie aan te koop. Dus ons probeer dit maar in fases doen. Klein trekkies, nou sukses. Dit is 'n lang pad. Ja. Jy gaan nie gou en koop jouself ryk. Of jy breek al jou ouene af en dan bou jy net daai nuutste tegnologie. Jy probeer dit, maar jy op is die kwaai oom van die bank wat jy ook dit nie sal toelaat nie. En jy maar begroting, maar
die tegnologie is daar's nog baie beter tegnologie. So maar julle werk na 'n punt toe, so dis wat so opwindend is Die die werk tegnologie is hardloop heeltyd voor julle, Ja, wat dit ons- aanbetref. Daar's masjiene in Europa wat die moes self vang. Ons gebruik mense om dit te doen op die oomblik. Julle vang span bussies en vang honders groot in. So 'n groot masjien, hy gaan nie op sy kan amper vingers trap hier so in, hy gaan dit in die krat vir agter. Maar weer eens, werkloosheid gaan dit net nog hoor maak. Ja. Werkloosheid is 'n groot vyand van die landbou want die plaaslik neem die stalle vir die stal daar te begin maak. Neem toe. Mense het nie werk nie. As my gesin nie kos het om te eet nie, gaan ek ook steel om vir hulle kos te gee. Ja. En mense moet eet. Ja. Jy moet maar daar moet werksgeleenthede geskep word vir die mense. En hoekom wil die mense dit nie doen nie? Wetgewing, minimumloon. Jy weet, jy kan nie altyd ongeskoolde arbeid daar geld betaal nie. Dit is nie moeite werd. Ja, ek wil sê dit kos baie duurder. Kos. Wat is ek wil weer terugkom na julle vennootskap toe en so aan, is daar, hoe sien jy ek wil sê die toekoms? Ons het nou die tradisionele landboumaatskappye wat ek altyd sê, die ouens het identiteitskrisis en ek dink hulle gaan stelselmatig hulle alies begin sien. Ek wil sê dat daai co-op was oorspronklik 'n lewe groep om die boere se koopkrag en breinkrag te konsolideer en om daai voordele onmiddellik terug in die boerdery in te sit. Sien jy dat ouens al hoe meer, ek wil sê hulle eie tipe van vennootskappe koop goed en so aan, hoe sien die toekoms van? Ek dink so, Jacques, op 'n e-talk toets is daar 'n boksie en dan is daar 5 kolletjies wat jy moet doen net sonder jou hand op te leg. Maar alhoewel jy dit dan reg kry om buite die boksie te dink en anders gaan jy uit die reg kry. Ja. So ek dink regtig en nie net in die landbou nie, enige entrepreneurskap in Suid-Afrika gaan dit om buite die boks te dink. Jy moet innoverend wees. En ou weet jy moet dit doen, jy moet jou kostes dop en jy moet dan kyk. Dit is nie altyd maklik om dit te doen nie. As jou mindset net heeltemal reg is en gestel is om oop te wees vir nuwe idees en te kyk wat daar buite aangaan, wat is beskikbaar. Dan dink ek kan dit werk, maar jy sal gelukkig buite die boks moet dink. Ek hoor nou dag 'n ou wat sê dit is almal sê altyd hoor jy my kind, jy moet iets om op terug te val, en daai ou sê dit is simpel man. Jy kan nie, hy wil vorentoe val as hy val nie, want hy wil sien wat tref hom, verstaan jy? So, jy moet weet wat voor jou aangaan. Ja. Iets om agtertoe te val. As jy val, moet jy vorentoe val. Ek hou baie daarvan. Waar is julle ewig nie in Suid-Afrika? Ek bedoel, is julle, ek wil sê, soos wat jy nou 'n Nampo het, of jy weet, julle klomp 100 manne bymekaar kom? Ek dink ons is 'n redelike unieke besigheid. Dit is maar jou privaat, soos jou Chubby Cheeks vir John vir julle en Supreme Poultry en so, maar 'n klompie aandeelhouers, dink ek nie daar is regtig nog iemand in Suid-Afrika wat daai klomp boere saam het, wat hulle nou al nagvlieg. Vir daar is varkouens wat dit het, ek weet daar skaapmense wat dit het. Maar ja, die hoender, dit is toch wel lekker om so te wees. So 'n vennootskap te wees. Dit is almal 'n suksesvolle boere dat jy by ieder van hulle klomp goed kan leer. En nie net in die universiteit, want meeste van hulle is beesboere ook en ook saaiboere. Ja. So dit is altyd lekker om met hulle te gesels, dis suksesvolle mense. En is half jy word verplig om met hulle te gesels. Want Ja, jy het nou raadsvergadering. Ja, dit is deel van die pakkie. Ja. Jy moet maar gesels met hulle. Ja. Maar dit is altyd lekker en ons 'n lekker gees oor die ouens. Bietjie voor my tyd was hulle Brasilië toe gewees, 'n hele groep en ons het elke jaar 'n jag, om almal ons gaan jag, bietjie span bou en dit is lekker om met hulle te gesels en by hulle te leer. Synergisme. So as jy het al 'n paar voorbeelde van tegnologie aangeraak. Wat speel, ek wil sê die IoT komponent wat jy het, alles wat op 'n foon gemonitor, as jy die ek wil sê presisieboerdery en so aan. Wat's ander tegnologie is baie belangrik Jy sien in julle wêreld? Ons het 2 jaar terug met 'n produk van, dink is Bayer, met die FieldView. FieldView speel 'n groot rol in my boerdery. Jy lees jou grondkarterings in, jy lees jou
planter, het jy hoendermis gegooi, het jy kalk gegooi, jy lees al so in, jou stroperkaarte kom op daai ding, dan is het baie maklik om te sien, hoor jy, hier is 'n fout gewees in die land, of daar is 'n fout, jy bou data op, so filter is 'n baie, jy sê dis 'n game changer. Dis 'n game changer, ons doen besigheid met precision planting, ons modifikasies op ons planters, om akkurate pit, spasiering te kry, gelyke opkomste te kry, perfekte kunsmis toediening neer te sit. In my boerdery, ek sê altyd vir my bestuurders en vir my mense wat van werk, ek kan nie reën maak nie, ek kan nie die kyk en wat by my gaan aankom beheer nie. Ek kan ook nie die mark, die prys beheer nie. Maar my motto in my boerdery is, doen wat jy kan beheer. Ek kan seker maak my hoender op is reg, netjies en skoon, en dan hoop ek en warm, so ek kyk nie om te kom. Ja. Ek kan nie die reën maak, maar ek kan sorg dat my land sonder skoon is, dat ek goeie vochtbewaring gedoen het. Wat se tegnologie dat gebruik om my pit neer te sit optimaal. Daai tipe goeders, jy het nie meer al sien nie, maar jy het tog oor 'n klomp goed, het jy beheer, en ek dink my goed wat jy in beheer is, moet jy net reg toepassing doen. Ja, soos jy fokus op die proses. Jy worry oor of die mielie gaan uitkom of jy moet op die proses fokus. Jy moet moet net op die proses fokus, dit is baie belangrik. 3 tips. Wat ek sou sê, as jy nou vir die jonger manne daar buite, net vir die ouer ouens, wat sou jy sê, het sy die lewe of in die besigheid, wat is 3 belangrike goed? Ek weet nie, soos ek gesê het, ek hou daarvan om met suksesvolle mense om te gaan. Ek dink jy moet eerlike besigheid doen. Jy moet nie teruggaan op die woord nie. Dit is vir my daai belangrike goeders. Jou woord is hier, my ma het altyd gesê, al wat jy in jou graf van vat is jou naam. Verder vat jy niks nie so. Hou by jou woord, doen eerlike besigheid. Kyk wat jy kan nie teruggee in die gemeenskap en vir ander mense. En hy ook met suksesvolle mense. Ek hou daarvan, en ek dink, ek wil terugkom na daai, jy weet, en dit is, ek wil sê, fisiologies bewys. Jy is die gemiddeld van die 5 mense naaste, en selfs jou inkomste is 'n refleksie. Ek weet, dit is 'n besigheidsprinsip, maar dit is nogal, ek wil amper sê, is vreesaanjaend aan die een kant, nee? Om te dink dat jy moet pas op met wie jy die meeste tyd spandeer en jy oor uitleen. Trek jy nooit op en trek jy gewoon af. Dit is Herman, verskrik dankie, is heerlik met jou te gesels en wel gedaan. Baie dankie. Dit is baie indrukwekkend. Baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in, dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes en besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.